Goeiemôre vriende, dis 'n groot lekkerte om saam met julle Openbaring te doen. Ons aandgroep wat donderdag aande bymekaar kom in die tent, wat die tent hoek en wal vol pak. Ek sien daar sit oor die 300 mense en so lekker groep vanoggend. Dit is 'n groot voorreg. Mag dit vir ons elkeen 'n openbaring wees as ons vandag sommer 'n dapper poging aanwend om Openbaring 1 tot 11 saam met mekaar 'n bietjie te beskou. Miskien is dit die een boek in die Bybel, Openbaring, wat vir die meeste mense 'n verkeerde titel het. Ek dink die meeste mense sou wou gehad het die boek moet 'n ander naam hê. Iets soos verduistering of onverstaanbaar of so iets. En die ouens wat Openbaring nou wel lees, hulle maak partykeer soveel aannames en dinge met Openbaring dat dit vir 'n ou voel dat dit jou nog steeds nie help as jy luister hoe party mense moet Openbaring aangaan nie. Die doel van vanoggend is dat as ons aan die einde van vanoggend kom, Openbaring vir ons regtig baie makliker gaan wees, verstaanbaar, verteerbaar, koubaar, proebaar, leesbaar, sienbaar. Dis 'n boek wat verstaanbaar behoort te wees. En daarom wil ek graag sommer so 'n paar lyne saam met u trek vanoggend, sodat hierdie boek inderdaad Openbaring kan wees. Kom ons begin by die doel. Hoekom kom ons by mekaar? Wat wil ons doen in hierdie oggend? Wel, ek dink in 'n neutedop wil ons Openbaring probeer verstaan. Ons wil graag ons koppe 'n bietjie verhelder. En tweedens wil ons graag dat Openbaring in ons lewe, as ons vanoggend deurgewerk het, 'n verskil sal maak. En ek dink Openbaring is regtig 'n boek dat, wanneer jy dit verstaan, dit een van die nuttigste en bruikbaarste boeke in die hele Nuwe Testament is. Want Openbaring, as mens hom deurgewerk het, vertel vir jou alles van alles. Wie Jesus is, wie God is, wie die Gees is, wie die kerk is, hoe die wêreldgeskiedenis loop, wat die uiteinde is. En daarom wil ons vanoggend graag hierdie twee dinge met mekaar beleef. Kopkennis en hartkennis. Kopkennis om te verstaan, hartkennis om te ervaar. En daarom is ons wagwoorde vanoggend van informasie na inspirasie. Dis wat ons vanoggend wil beleef. Informasie en inspirasie, beide gelyk. En daarmee saam wil ons graag hê Openbaring moet van ons kop na ons hande toe gaan en na ons voete toe gaan. Dit moet 'n werksboek, 'n leefboek wees. So die sleutels moet sorg dat ons hierdie boek oopkry. En hopelik is Openbaring binnekort nie meer so swaar soos wat ons daar op die prentjie sien nie. Want vir baie mense is Openbaring presies so swaar. Dit is amper onhanteerbaar. So moeilik is dit vir baie mense. Om Openbaring te lees, soos met enige boek in die Bybel, broer en suster, het jy sleutels nodig. En dit weet ons baie goed, maar die meeste mense vergeet dit as dit by Openbaring kom. En hier's die eerste sleutel. Ek wil sommer so 'n paar sleutels met u deel om Openbaring lekker, maklik en vrymoedig te lees. Ons eerste belangrike sleutel, glo dit as u wil, begin by die begin. Begin by die begin. U sal dit nie glo nie, maar dis die belangrikste ding wat ek vir u oor Openbaring moet sê. As jy Openbaring wil lees, begin by die begin en glo dit as u wil, eindig by die einde. Broer en suster, min mense pas hierdie sleutel toe as hulle die Bybel lees. Ek moet my nog elke keer so 'n bietjie knyp en sê, wat maak mense met die Bybel? Mense begin nie by die begin en hulle eindig nie by die einde nie. Vir die meeste ouens is die Bybel 'n boek wat jy so oopslaan of 'n teksie wat jy hier en daar uitdruk en dan hardloop jy met hom. Jy gryp 'n teksie in jou hol en dan gaan die teks dood langs die pad. En miskien is dit die groot chaos met 'n boek soos Openbaring. Dat mense nie by die begin en die boek deurlees nie. Jy val by Openbaring 13 vers 16 in en dan sê vir iemand, het jy gehoor, daar's 'n 666 merk wat op jou voorkop gaan kom en dan skrik jy jou boeglam. Maar jy het nog nooit daai boek deurgelees en gaan vra, hoe kom Johannes by hoofstuk 13 uit nie? En wat gebeur net daarna in hoofstuk 14 waar gelowiges ook 'n merk kry nie? Niemand sê jou dit nie, maar almal vertel vir jou van hierdie rekenaarskyfies en goeters. Maar niemand vertel jou van Openbaring 14 dat Jesus ook sy mense merk nie. Want jy het nooit geleer om die boek deur te lees nie. So die goue reël vir Openbaring begin by hoofstuk
1 en hou by hoofstuk 22 op. Dan gaan jy iets verstaan van hierdie fenomenale openbaring. En lyk vir my hierdie reël pas ons in die res van die lewe toe, nê. As ek 'n storieboek lees, dan begin ek mos nou by bladsy 1 en ek hou by die einde op. As ek 'n fliek gaan kyk, dan begin ek by die daar waar die fliek se naam so sit aan die begin. En dan kyk jy daai fliek deur totdat daai name weer hardloop, nê. Ou vriend van my Paale het altyd gepraat, ek weet nie veel onthou daar in die ou dae op televisie, daar in die beginjare van televisie het hulle altyd heel aan die einde die landsvlag gewaai en dan speel hulle die volkslied. En tydkeer in Engels ook, my Paale se ou buurman het altyd gesê, hy kyk tot by die apology, tot heel aan die einde, tot daai epiloog, hulle het ons gepraat van die epiloog. Hy sê, hy kyk tot by die apology, hy kyk die TV deur. Ek dink jy dit met die TV doen nie, maar jy moet dit met 'n boek doen en met die Bybel doen. Raai hoekom? Want dit is hoe God sy woord geïnspireer het. Broer en suster, weet jy hoe God sy woord geïnspireer? Toe God vir Matteus gesê het, deur die Heilige Gees skryf, het hy by Matteus 1 vers 1 begin en by 28 vers 20 opgehou. Toe Genesis op skrif gekom het, het dit by hoofstuk 1 begin en by hoofstuk 50 opgehou. Toe Lukas Handelinge geskryf het, het hy by Handelinge 1 begin en by Handelinge 28 opgehou. Toe Paulus geïnspireer is om die brief aan die Galasiërs te skryf, het hy by hoofstuk 1 begin en by hoofstuk 6 opgehou. By Romeine 1 begin en by Romeine 16 opgehou. Ja, jy kan rondom bond lees as jy hom eers deurgelees het. Jy kan 'n boek rondom bond lees as jy 'n boek eers gelees het. Jy kan 'n fliek rondom bond kyk as jy 'n fliek eers een keer gekyk het. Maar moenie Openbaring lees as jy nie by die begin en hom deurlees nie. Jy sal nooit iets verstaan nie. Jy gaan sê, dis 'n vreeslike mooi boek, maar ek het nie idee wat hier aangaan nie. Of is 'n vreeslike de mekaar boek, soms jy hom nie reg gelees het nie. So dis ons eerste sleutel. Begin by die begin en lees hom tot by hoofstuk 22 vers 21. En as jy hierdie punt mis, broer en suster, dan mis jy Openbaring. Jy kan miskien sê is 'n mooi boek en is in die Bybel en 'n paar versies aanhaal, maar om daai boek te mis, is om die punt te mis. Jy gaan Openbaring nooit verstaan nie en ek wil dit waag om te sê, 90% van die chaos met Openbaring is omdat ons hierdie punt mis. Ons sit Openbaring in mense se hande wat nie om deurgelees het nie en die tekste gryp en hardloop en dit verwoes. En dit is baie lekker om sê ek het Openbaring gelees, maar as ek hom nie reg gelees het nie, gaan ek hom nie verstaan nie. Openbaring is 'n verhaal. Kom ons sit gou vir mekaar 'n paar belangrike dinge op die grond neer. Dis 'n verhaal, 'n werklike verhaal. Hoor mooi as ek die woord verhaal gebruik, dan bedoel ek nie 'n storieetjie nie. Ek praat van 'n vertelling. 'n Werklike historiese verhaal, maar dis 'n verhaal oor God. Nie oor Saddam Hussein, oor Bill Gates, oor Bin Laden, oor een of ander politieke mag in ons dag nie. Dis 'n verhaal oor God. Die lewende, drie-enige God wat gewen het, wat nou wen en wat in die toekoms gaan wen. Openbaring is die verhaal oor God. En daarom vertel dit in meer detail oor Jesus. Jesus wat alle mag in die hemel oorneem en die wêreld bestuur tot by die wederkoms. Ons gaan dit nog algaande sien vanoggend. Ek sit nou maar net slaan maar net 'n paar tentpenne in. Openbaring vertel van Jesus wat in die hemel ingaan, al die mag vat en die wêreld bestuur. Het gaan oor Jesus hierdie boek. Ek sê weer, dit gaan nie oor monsters en drake en rekenaarskyfies en euromark en die dollar wat opgaan en val en China en Rusland en Amerika wat in 1974 Vietnam inval en so aan nie. Het gaan oor God. As jy dit nie verstaan nie, as jy dit mis, dan mis jy die punt. Tweede belangrike ding wat jy moet onthou, Johannes gebruik beeldryke taal. In my dag toe ek op skool was, het ons van bendetaal gepraat. Ek onthou een van my vriende, hulle het 'n bende gehad en as ek daar by hulle gekom het die ouetjie daar by die deur gestaan en sê kodewoord. Ons sê wat? Hy sê, wat is die kodewoord? Ek sê nee, ek weet nie. Hy sê, hy is nie deel van ons bende nie. Moet die kodewoord ken. Johannes gebruik, kan ek dit nou maar sê in gewone taal, bende taal. Simboliese taal. Jy moet weet wat dit beteken, anders te verstaan jy nie. Hoekom gebruik hy geheime taal? Broer en suster, dit sal nou op die oorhoofse projektor wees, maar kan ek gou vir julle die ander roete vra?
En as jy dit snap, dan is dit sommer baie logies hoekom hy dit doen. Johannes, in hoofstuk 1, verskyn Jesus aan hom. Ons gaan dit net nou sien, as ons die teks ter hand neem. Jesus verskyn aan hom en sê, Johannes, skryf alles op wat jy sien. Ek gaan jou op 'n reis vat na die hemel toe. Ek gaan vir jou wys wie is in beheer in die hemel. Ek gaan vir jou wys hoe loop die wêreldgeskiedenis in 'n neutedop. Ek gaan vir jou die slottoneel van die wêreld wys en ek gaan vir jou so 'n oombliekie net aan die kant die slottoneel vat, dat jy kan sien hoe lyk dit na die wederkoms. Johannes gaan vertel vir mense. Broer en suster, kom ek vra vir u. As u in Johannes se skoene was en u kry die opdrag om te sien en te beskryf alles, wat is die eerste probleem wat jy het? Te min woorde. Ek het nie taal. Hoe praat ek oor God? Hoe vertel ek vir mense ek was in die hemel? Hoe beskryf ek dit in gewone Afrikaans? Afrikaans het te min woorde. Hoe beskryf ek dit in Engels? Engels sal dit nie maak nie. Hoe beskryf ek dit in Grieks? Daar's te min taal. En God sê ek moet dit betroubaar doen. Verstaan nie Johannes se dilemma, hy het nie genoeg taal om oor God te praat nie. Hoe praat jy oor die allerheilige God? Wat is Johannes se oplossing? Hy gaan na die beste manier toe wat hy kan aan dink. Hy vat die Bybel. Johannes sê die beste manier om uit hierdie dilemma uit te kom, ek moet die taal gebruik wat God in die Ou Testament gebruik. In daai tyd was dit hulle Bybel. Kom ek gaan leen by die Ou Testament die meeste van my taal as ek oor God moet praat. Dis mos 'n goeie oplossing, dink jy nie so nie? As ek oor God moet praat, hoe sal ek die beste oor hom praat? As ek hierdie openbaring het deur die Heilige Gees, soos wat die apostel Johannes het, dan kan ek my verleentheid 'n bietjie ligter maak deur die beelde uit die Ou Testament te gaan haal. Daarom is 80% van Openbaring se beelde en simboliese taal uit die Ou Testament uit. Jy kan Openbaring nie verstaan as jy nie die Ou Testament ken. Dit gaan ons vir mekaar algaande wys. Daar's nog 'n rede hoekom hy beelde gebruik en dit sal ons nou sien. Veral omdat sy mense en hy self in lewensgevaar verkeer. Maar in 'n neutedop, hierdie boek Openbaring. Jy het die lyn tot nou toe gehoor, nee, ons het vir mekaar gesê, lees Openbaring van die begin tot die einde. Tweedens het ons vir mekaar gesê, dis 'n verhaal oor Jesus Christus, die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Gees. Sal dit 'n bietjie in detail nou vir mekaar wou sê, waaroor gaan hierdie verhaal in 'n neutedop? As jy Openbaring in die hand neem, broer en suster, as jy na televisie kyk, as jy vanaand by die huis kom en jy sit die televisie aan, dan staan daar 'n beeld op die skerm. Nie waar nie. Maar jy weet, agter die skerm gebeur daar ook dinge dat jy hierdie beeld op die skerm kan sien. Daarom lyk dit vir my, is Openbaring 1 tot 3, en ons gaan nie baie groot detail daarby stil staan nie, ons wil eintlik kom by Openbaring 4 tot 22, maar Openbaring 1 tot 3 sal ons kan noem die beeld. Johannes vertel vir jou van wat in die Here se kerk aangaan, die 7 gemeentes. Nee, jy sien in Efese is daar 'n gemeente wat volhard. Jy sien in Laodicea is daar 'n gemeente wat koud word. Jy sien daar's gemeentes wat worstel teen die Satan. Daar's gemeentes wat dit maak en gemeentes wat dit nie maak nie. Dit klink mos nou maar soos wat ons sien in die kerk. As ons nou hier rondry in Pretoria of in Suid-Afrika of oorsee, dan gaan ons sê daar's 'n gemeente wat lewe, daar's 'n gemeente wat dit nie maak nie. Jy verstaan, dis wat jy sien, dis die beeld. Dis wat jy met jou oë kan sien. En dan vra jy vir jouself, hoekom is dit so? Hoekom is dit so? Hoekom maak party kerke dit en ander nie? Hoekom groei party gemeentes en party gaan dood? En dan vat hoofstuk 4 tot 22 jou agter die skerm. Dit gaan vertel vir jou, as dit waar is, ek 'n moderne beeld kan gebruik, as Johannes hier in God se wêreld ingaan, in die hemel, dan sien hy 2 reuse weermagte wat teenoor mekaar staan. Die lewende God en sy weermag, die bose en sy weermag. En as jy dit verstaan, dan verstaan jy ook iets van dit wat jy op die skerm sien, van hoekom in die kerk dit veg en stryd en lyding is, maar hoekom party kerke ook kan volhard. So in 'n neutedop vat Openbaring se eerste 3 hoofstukke teken vir jou dit wat jy sien, en die volgende hoofstukke vanaf 4 tot 22 vat vir jou agter die skerms, in die onsigbare wêreld van God in. Broer en suster, Openbaring is 'n oorlogsboek. Dis 'n oorlogsboek. Daar's oorlog aan die gang in Openbaring. In Openbaring vertel vir jou
in 'n neutedop wil ek dit saamvat, die verhaal van 2 aanvoerders, 2 strategieë en ook die uiteinde van hierdie oorlog. Openbaring vertel vir jou, en ons gaan dit sien net nou as ons by Openbaring 4 inval, wat die 2 groot belangrike hoofstukke is, maar ek gaan dit net sommer so 'n bietjie vinnig saam met die deurstap, so nou al. Openbaring 4 vertel vir jou, as jy in die hemel instap, dan sien jy God op sy troon sit, die Almagtige. Johannes sal ons nou sien, het gebruik beelde om God te beskryf. Maar ek sien hierdie God wat in beheer is, hy sit op sy troon. Ek sal vir jy net nou wys hoeveel keer die woord troon in Openbaring voorkom. God sit, hy's in beheer. Daar's nie noodplanne nie, daar's nie 'n rondskarrel in die hemel nie. Daar's nie engele wat met noodplanne en noodvoorstelle ingehardloop kom in die hemel nie. Die Almagtige God, die Vader, is op sy troon. Die 7 geeste, ons sal nou die simboliek daarvan sien, die Heilige Gees is by hom. Sy 24 ouderlinge, sal nou verduidelik, sy hemelse kerk sit rondom sy troon. God is in beheer, hy's die Almagtige. Hy het gewen. So, die oorlog begin deur die aanvoerder te sien. God sê, voordat ek vir jou die oorlog vertel, Johannes, moet jy weet wie's ek. Ek is die Almagtige, die Skepper, die een wat in beheer is, die een wat sit op my troon. Wat so in beheer is, dat ek rustig kan sit. Dis God, hy's aan bewind. En dan ewe skielik in hoofstuk 5, stap sy seun, die veggeneraal van die hemel, Jesus Christus, in die hemel in. Ons gaan daarby aansluit. En ons gaan sien nou dat Openbaring 5, gaan ek saam met u presies sien wanneer dit gebeur. Dit gebeur met Jesus se hemelvaart, as ons dit vooruit kan loop. Want in hoofstuk 4 is Jesus nie in die hemel nie, in hoofstuk 5 stap hy daarin as die geslagte lam, die een wat geveg het en gewen het. Dan weet jy presies, die bordjies is verhang in hierdie oorlog, Jesus het gewen. Hy stap in met die merktekens van die stryd aan hom, hy is die geslagte lam, jy kan die spykermerke in Jesus se hand sien, hy het gewen. En ewe skielik sien jy in die hemel in hoofstuk 5 sy hemelse skare. Jy sien die hemelse kerk wat voor hom neerval en uitroep, U is waardig om die boek te neem, want U het ons gekoop, U het ons verlos, U het ons konings en priesters gemaak. Jy hoor Jesus se oorwinnende leer, sy kinders in die hemel, wat hom aanbid. Die vraag wie het gewen is klaar in hoofstuk 5 afgehandel. Jy sien die Almagtige God, jy sien die Heilige Gees en jy sien Jesus Christus, aan wie alle mag in hemel en op aarde behoort. Dis waar wat hy gesê het in Matteus 28 vers 20, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. Dit beleef jy as jy die boek lees. En dan hoor ons in hoofstuk 12, ek maak net 'n paar flitsse saam met u. Dan hoor jy in hoofstuk 12 dat hierdie Jesus, dat met sy hemelvaart, die sataniese magte, nou hoor ons 'n slag, die vyand, die Satan, die draak van wie ons lees in hoofstuk 12. Toe Jesus die kind weggeruk is hemel toe met sy hemelvaart, Openbaring sluit by daai moment aan van die hemelvaart. Toe is die Satan agterna, die ongenooide gas, die onwelkome besoeker aan die hemel. En toe het Michael, die hoof van die Here se leerowerstes in die hemel, en sy engele hom uitgegooi. Nou is die hemel 'n Satan-vrye sone. Dit weet jy ook as jy Openbaring lees. Die hemel is 'n Satan-vrye sone. As jy die Ou Testament goed ken, broer en suster, weet jy dit was nie so nie. In die Ou Testament, terloops, daar's net 4 tekste oor die Satan as sy eie naam in die Ou Testament. Hy staan maar 'n bietjie die hoekie van eensames. Die Satan is 'n groter celebrity in die kerk as wat hy in die Bybel is. Hy's nie so belangrik in die Bybel nie. Hy maak dit nie so baie nie. Daar's net 4 tekste oor die Satan as 'n persoon in die Ou Testament, naamlik 2 keer in die boek Job 1 en 2, 1 Kronieke 21 en Sagaria 3. Nie daai 4 tekste wat na die Satan as sy eie naam verwys, as 'n persoon, as 'n onafhanklike persoon teenoor God. En in 3 van daai 4 kere gaan Satan in die hemel in. Job 1, Job 2 en Sagaria 3. Hy's die nuusdraer, die klikmond, die skinder een. Hy het die nuutste skindernuus oor gelowiges en hy gaan skinder by God. Hy gaan klik by die Here. Hy kan in die hemel ingaan. En daarom toe die Here Jesus teruggaan, nou moet jy onthou, dis hoe die oorlogsverhaal van Openbaring lyk. Die Here Jesus stap in die hemel en nadat hy gewen het op die aarde. Die Satan weet as Jesus die hemel die mag het, verloor hy. Daarom storm hy met Jesus se hemelvaart in die hemel vir oulaas in
Hierdie keer veg Jesus nie teen hom nie, hy stuur net sy engele en hulle gooi hom uit. Van nou af word Satan die tragiese slagoffer van die engele wat hom heeltyd soos 'n balletjie rondgooi. Eers is dit Michael en sy engele wat hom vat, en as hulle hom vat hulle hom nie fliek toe nie. Hulle vat hom uit die hemel uit, hulle gooi hom. En later in Openbaring 20 lees ons dat as hy op die aarde val, en hy op die aarde lê, kom daar sommer nog 'n gewone engel. Nou was dit nog Michael, die hoofengel. Nou kom sommer 'n gewone engel, en hy vat die Satan en hulle gooi hom in die onderaardse diepte. Van nou af word hy net, soos die Engelse sê, gemanhandle. Hy word gegooi. In God se oë is hy nie meer 'n faktor nie. Hy's verslaan, vernietig, gestroop. Jesus heers in die hemel. Dis die verhaal van Openbaring. As jy dit nie verstaan nie, is hierdie 'n duistere boek. Terwyl Jesus in die hemel is, Openbaring 17 tot 20, sien ons dat die sataniese magte hier op aarde los is. Jesus, as hy in die hemel regeer, as die Satan op die aarde gegooi word, ek loop dit sommer maar net vinnig vooruit. Ons sal dit in die laaste Bybelskool later in die jaar sal ons dit oordentlik met mekaar doen, maar net om die verhaal vir u te verduidelik. Terwyl Jesus in die hemel regeer, net soos Paulus vertel in 1 Korintiërs 15, Jesus moet regeer tot hy alle vyandelike magte in homself onderwerp het. Onthou jy 1 Korintiërs 15? Terwyl Jesus regeer in die hemel, is die sataniese magte hier op aarde los. Hulle het min tyd, net tot by die wederkoms. En al die sataniese magte staan op, verdruk gelowiges, drink gelowiges se bloed. Daar kom 'n bose vrou, Babylon, hoofstuk 17, wat se petrol die bloed van gelowiges is. En haar sport is losbandigheid. En terwyl hierdie mense die gelowiges eet, hoor ek dat die Here Jesus dit nie duld nie. Dat hy uiteindelik kort voor die wederkoms terugkom as die ruiter op die wit perd, hoofstuk 19. En hierdie sataniese magte van die toneel af verwyder. En dan breek die wederkoms aan. So, jy sien, is 'n oorlogsboek. Dis Jesus en die duiwel. En intussen die vraag, wat word van die aardse kerk, wat ons nou maar gaan sien deur die oggend, as ons Openbaring 7 lees, en Openbaring 10 en 11. Wat gebeur? Dis goed, Jesus regeer in die hemel, ons kan saam met Johannes in die hemel in kyk, en sien ons Here het alle mag. Maar wat van u en my? Hoe gaan ons dit maak? Hierdie sataniese magte, hierdie draak en sy monsters, het die wêreld oorgeneem. Hoe gaan ons dit maak? Nou hoor ek die goeie nuus, hoofstuk 7 en hoofstuk 14, dat die Here Jesus sy naam en sy Vader se naam op al sy kinders kom skrywe. Dat hy ons merk, dat hy ons verseël, dat hy ons gekoop het, en dat hy nog verder gaan, ja, dat hy ons name in die boek van die lewe skrywe. Wat ons al van hoofstuk 2 af hoor. Christene word dubbel gemerk. Die Vader se naam en die Here se naam op ons voorkoppe, en ons name in die boek van die lewe. Hoe sal die aardse kerk dit maak? Christus hou sy kerk in stand. Presies wat hy beloof het in Matteus 16, lank voor sy hemelvaart aan Petrus. Dat elkeen wat bely dat ek die Messias, die Here, die gesalfde is, nie is die poorte van die doderyk sal hulle belydenis stil kry nie. Pragtig dis dat Christus sy aardse kerk bewaar en in die hemel alle mag het. Dis die verhaal van Openbaring. Gelowiges, u en ek, ja, ons is martelare. Johannes teken alle gelowiges as martelare. Hoekom? Want Jesus is die groot martelaar. Jy kan tog nie anders as om te ly as jou Here gelei het nie. Moet tog nie verbaas wees dat jy swaar kry nie. Miskien is dit vir ons in Suid-Afrika 'n skok dat ons deesdae swaar kry vir ons geloof, want ons was so bederf deur die Here vir baie jare. Dit was so veilig, so maklik, so die vanselfsprekende ding om 'n gelowige te wees, en so atipies aan hoe dit met Christene behoort te gaan. En daarom is dit nou vir baie mense 'n skok, en gooi baie ouens nou hulle geloof weg, en loop kerke in baie plekke leeg in Suid-Afrika. Moenie verbaas wees nie, broer en suster, so het dit nog altyd met die Christendom gegaan. Die Christendom is nie vir sissies nie. Om 'n Christen te wees is om 'n kruis te dra. Om 'n Christen te wees, so ons Here Jesus al in Matteus 8 gesê vir daai man wat gesê het ek sal U volg. Jesus het hom gesê, jy weet nie wat jy sê nie. Die seun van die mens het nie eers 'n plek om sy kop neer te lê nie. En jy sê jy sal my volg. Jy weet nie wat jy sê nie. En die ou wat sy ouers wou gaan begrawe in Lukas, sy pa wou gaan begrawe in Lukas 9, moes gehoor het dat dit
dat die dooies maar na hulle self moet omsien. Is 'n duur prys, is 'n kruisdraaprys. Daarom gaan alle gelowiges as martelare geteken word in Openbaring. Want Jesus is die groot martelaar. Maar deur die dood, deur die lyding heen, stap jy soos Jesus in die hemel in. Paulus het dit al geweet. Johannes het dit geweet. Ons gaan dit sien net maar in Openbaring 7. Die gelowiges word nie die groot verdrukking gespaar soos wat baie mense vandag glo nie. Gelowiges gaan deur die groot verdrukking. Gelowiges loop waar hulle heiland geloop het, op die Via Dolorosa, van swaar kry en spot, veragting. Maar hou goeie moed, jy's gemerk deur die lam. Jou naam is in die boek van die lewe, op die laaste dag, Openbaring 20 vers 11 tot 15. Op die laaste dag, wanneer almal voor die troon van die Almagtige staan, sal net diegene wie se naam in die boek van die lewe van die lam is, die ewige lewe kry. Wie sal dit maak? Sluit Openbaring 6 meer af. Wie sal staande bly op die groot dag van die Here? Die gemerktes van die lam. Dis die verhaal van Openbaring. Jy sien die weermag van die Here. God, hoofstuk 4 op sy troon. Jesus, die veggeneraal, wat deur sy hande, deur sy spykermerke gekoop het. Mense uit elke stam, taal, volk en nasie. U en ek is deel van die leer van die Here. Ons wapens, hoofstuk 19, die fyn, wit, regverdige klere. Ons kleredrag, ons wapenrusting, hoofstuk 7, wit klere, gewas in die bloed van die lam. Die mooiste teks in die Bybel, dat die bloedrooi bloed van die lam spierwit klere maak. Dan verstaan jy mos dis beelde. Jesus se bloedrooi bloed maak my deel van sy oorwinnende kerk. Satan, ja, hy's 'n realiteit. Hy's klaar uit die hemel verban. Hy's alreeds ingeperk. Dis alreeds waar dat hy nie meer kan maak wat hy wil nie. Jesus het alle mag. Hy's uitgegooi uit die hemel. Daarom roep Openbaring 12 uit, sing mense van die hemel. Hy wat ons aangekla het is uitgegooi. Maar wee julle aarde en bewoners van die aarde. Want die bose weet hy 'n kort rukkie. En hy gaan dit vir julle bitter moeilik maak. En daarom hierdie draak en sy 2 diere. Ons weet wat het met hulle gebeur, soos ons pas vir mekaar gesê het. Ons weet die draak, die Satan, is uit die hemel uitgegooi. Ons weet die sataniese magte wat die kerk gaan tuister tussen die hemelvaart van ons Here Jesus en sy wederkoms, dat hulle groot mag het. Maar hulle vernietiging staan vas. Hoe weet ons dit? Johannes het gaan kyk. Johannes het in hoofstuk 20 die slottoneel van die wêreld gaan kyk. God het hom genooi vir 'n voorvertoning van die laaste hoofstuk van die wêreld. Ek weet nie van u nie, maar ek hou verskriklik van voorprente. Mense kom ons nou nie gaan fliek as jy nie voorprente gesien het nie. My vrou en kinders weet, as ons gaan fliek, moet ons die voorprente ook sien, anders is ons bietjie, voel ek altyd 'n bietjie gekil. Want jy moet sien wat kom. Dan weet jy waartoe moet jy uitsien, of wat moet jy nie gaan kyk nie. Nou my vrou, as sy 'n boek lees, ek weet nie hoe lees jy 'n boek nie, ek het al 'n paar keer al uitgevang as sy storieboeke koop, sy daar by Exclusive Boek staan of by CNA, dan kyk ek, sy maak sy die boek so op die laaste bladsy oop. Ek vra vir haar eendag, wat doen jy? Sy sê, ek wil net kyk of die held gewen het. Ek moes nou nie 'n boek koop as die held verloor, en die hele boek lees net om te sien die held gaan dood nie. Sê, dan voel ek 'n bietjie gekil. Nou doen dieselfde met Openbaring, God wen. Die slottoneel van die wêreld is klaar geskryf, is klaar, kan ek dit maar sê, geredigeer, word in die hemelse brandkluis gebêre. En God kan enige oomblik nou, met alle respekte, daardie slottoneel laat afspeel. Die slottoneel is klaar geredigeer. Openbaring 20 sê die Here vir Johannes, Johannes, dit het klaar gebeur. Johannes, dit het klaar gebeur, ek het gewen. Vertel dit vir die mense, kom in die hemel in, kom ek wys jou net die voorprent van die slottoneel, ek het klaar gewen. En gaan terug en gaan vertel dit vir my kerk, sodat hulle saam sal stry en sal veg. Sê vir hulle, die Satan verloor, God wen. Sê vir hulle, aan elkeen wat dors het, gee ek die water uit die fontein van die lewe verniet. Sê vir hulle, dat daar plek is, dat daar oorwinning is, vir elkeen wat in die weermag van die Allerhoogste hier op aarde veg. Sê vir hulle, niks kan die slottoneel van die wêreld verander nie. God wen. Dis waaroor Openbaring gaan. Ek sê dit weer, nie oor moderne rekenaarskyfies en moderne vrae en al die soort van dinge nie. Bring ons by 'n volgende belangrike punt, broer en suster.
Hoekom en waar binne en watter tyd het Johannes geskrywe? Jy moet een ding onthou. Johannes skryf in die eerste plek vir die lesers van sy eie dag. Mis u en ek hierdie punt, dan mis ons Openbaring. Johannes het nie gestaan en skryf vir mense in die eerste eeu en gesê, hoor hierso ouens, want dis wat baie mense met Openbaring doen. Kom ek noem dit maar sommer so uit die vuis uit. Baie mense se idee van Openbaring is, en ek het so 'n klompie boeke daar by my huis wat so handel oor die eindtyd. Onthou jy so 'n paar jaar gelede die wêreld amper vergaan. Onthou jy 1999 was dit so amper of ons was so. En toe het 'n klomp ouens maar so die wêreld se vergaandatum voorspel, wat natuurlik baie dwaas is, want ek leer in die woord van die Here in Matteus 24 dat niemand weet nie. So is baie dwaas as mense dink hulle weet, want die Here Jesus sê toe hy op aarde was, het hy nie eers geweet nie. Maar Johannes moes vir mense van sy eie dag iets sê, in die eerste plek. Johannes het nie daar gestaan en gesê, ouens, ek het 'n openbaring ontvang, goeie nuus, maar die slegte nuus julle kwalifiseer nie. Kom ek vertel julle 'n bietjie van Bill Gates en Microsoft. Dan sê van wat? Wie's Bill Gates nie? Hy gaan groot rekenaars ontwikkel. Rekenaars, wat so goed is dit? Nee, dit gaan 'n manier wees hoe mense met mekaar kommunikeer. Nou, hoekom wil hulle so kommunikeer? Ons praat maar sommer so met mekaar. Profesie in die Bybelse tyd is in die eerste plek vir die mense bedoel wat dit ontvang. Die oomblik as God dit in sy woord laat opneem, het dit vir elke geslag betekenis. In die eerste eeu het Openbaring betekenis gehad, in die 3de eeu, in die 11de eeu en vandag in millennium 3. Broer en suster, as ek hierdie punt laat val, dan kan ek 'n bietjie die soort uitsprake maak soos wat ek nou die dag in 'n boek lees. En dis nogal 'n bekende ou wat dit in Amerika skryf, het my so 'n bietjie seer gemaak dat 'n ou sê die Here moes wag, dit staan letterlik so, die Here moes wag totdat CNN uitgevind is, die Amerikaanse televisiestasie, voordat Openbaring 11 in vervulling kan gaan. Want ons lees in Openbaring 11, sal ons later vanoggend sien, van die 2 getuies, wie se bloed op die strate lê. En die hele wêreld sien dit. Toe sê hy nou, God moes wag totdat CNN daar is, nou kan die wêreld dit wys as so iets gebeur. Ek dink dis 'n bietjie arrogant, om met die allerhoogste God afhanklik te maak van CNN se uitvinding. Openbaring het vir elke geslag iets te sê. Dis God se woord vir elke geslag. Dis ook vir my bedoel, maar nie eksklusief vir my nie. Dis hoe ek glo ons die woord moet lees. Ons is deel van 'n Christendom wat vir 2000 jaar die woord lees. Ons nie net vir my bedoel nie, dan die Here mos die vorige geslagte Christene 'n bietjie gekil. Nie waar nie. Dan het hy vir hulle gesê, ag, los maar Openbaring vir 2000 jaar, moet dit nie lees nie. Dis mos nie waar nie. So, maar daarom moet ek vra as wat wou God vir die eerste lesers sê en daarna vir my? En wat was hulle omstandighede? Wel, baie duidelik, Johannes die apostel, moontlik wat as die skrywer uitgewys word. Ons lees in Openbaring 1, hy word verban na die eiland Patmos. Romeine was aan die bewind geweest, die Romeinse keisers, en die Romeine dikwels hulle vyande wat hulle nie wou doodmaak nie, verban na eilande toe. Nee. Ek onthou die Engelse het dit ook op 'n stadium gedoen, toe gaan die ouens Australië toe. Ja, dit was mos, onthou jy, so iets. En nou speel hulle goeie rugby. Christene in die eerste eeu word in 2 tydperke in die Romeinse Ryk baie ernstig vervolg in die eerste eeu. Ons weet in die jaar 65 na Christus is die Romeinse keiser Nero aan die bewind. Hy is keiser van 54 tot 68 na Christus is keiser Nero aan die bewind. Hy is 'n keiser wat baie goed begin en dan verloor hy daarna so 'n bietjie van sy varkies. Verklaar hy homself binne baie gou na sy keiserskap tot die god Apollo. En hier teen Julie Augustus van die jaar 65 steek hy Rome aan die brand en beskuldig hy die Christene dat hulle dit gedoen het. Hy begin die eerste amptelike vervolging teen die Christene. Een van die ou kerkvaders vertel vir ons dat Nero onder andere Christene met pik besmeer het en hulle aan die brand gesteek het om straatligte te wees in die aande. En dat hy hulle met diervelle oorgetrek het en hulle gegooi het vir die wilde diere. In sy tyd is die Colosseum het tot stand gekom. Nou die Colosseum, die naam Colosseum kom van die Colossus, die reuse standbeeld van keiser Nero wat by die Colosseum gestaan het. Wat na hom vernoem is die Colossus van Nero. En van daar af die Colosseo, die Colosseum wat ons vandag het, is waar die Latyn vandaan kom. Nero was dus 'n baie wrede man. Die tweede
keiser wat ons van weet in die 1ste eeu wat Christene begin vervolg is keiser Domitianus, hier van 81 tot 96. Domitianus is die keiser wat daarop aandring dat hy aangespreek word as Dominus et Deus, wat in Latyn beteken Heer en God. Die verering van die keiser neem baie sterk toe, veral in die westelike dele van die Romeinse Ryk. Veral in die 7 gemeentes van Klein-Asië word keiserverering in daardie tyd baie sterk bedryf. Keiserering het beteken, jy moes 1 keer 'n jaar 'n offer aan die keiser bring, dan kry jy 'n sertifikaat wat sê jy is godsdienstig. As jy nie so 'n sertifikaat kan toon nie, word jy beskou as 'n vyand van die Romeinse Ryk. Jy moes 'n sertifikaat hê dat jy die keiser 1 keer 'n jaar gaan vereer en aanbid het. As jy dit nie doen nie, staan jy die kans om jou lewe te verloor. Wat op sulke groot vlak en skaal gebeur teen die 2de, 3de eeu onder die vroeë Christene, dat die groot kerkvader Eusebius sê die kerkgeskiedenis van die eerste 3 eeue is geskryf met die bloed van die martelare van Jesus Christus. Party navorsers bereken dat meer as 1 miljoen Christene in die eerste 200-300 jaar. Party ons gaan selfs tot sover as 2 miljoen. Ek het nou die dag selfs gelees tot by 3 miljoen. Reken Christene het hulle lewe verloor vir hulle belydenis dat Jesus die Here is. Op 'n stadium in die 2de eeu lees ek ergens een keer by een van die kerkvaders dat Christene selfs dat so baie Christene vir hulle geloof doodgemaak is dat hulle nie vinnig genoeg kon begrawe nie en die lyke eenvoudig in die riviere gegooi het en die mense verbrand het. Dit was 'n verskriklike tyd, maar in die tyd toe Johannes skrywe, ons een van die 2 keisers onder wie se tyd, of Nero of keiser Domitianus. In daardie tyd weet ons is daar baie ernstige vervolging van ons eerste Christenbroers en susters. Ons weet in daardie tyd, ons weet veral net na keiser Nero se vervolgings, verloor Christene hulle werk in die Romeinse staatsdiens in massas. Kan jy glo, ja, daardie tyd was daar al vakbonde. Ja, is nie 'n nuwe ding nie. Is nie moderne uitvinding nie. Die Romeinse vakbonde het ook hulle eie gode gehad, dis ook nie nuut nie. As jy by 'n Romeinse vakbond, sê nou maar by Minerva, die broodbakkers, as jy 'n broodbakker was die hoofbeskermgodin van die broodbakkers die Romeinse godin Minerva. En as jy nie na haar hulde gewys het nie, dan het die ouens gesê jy kan nie deel wees van die broodbakkers nie, dan verloor jy jou werk. Die Christen het geweier om geld te gebruik waarop Nero se kop is en gesê hy het ons Christenbroers doodgemaak. Christene het letterlik hulle werk verloor in massas omdat hulle geweier het om die keiser of die gode van die Romeine te vereer. So baie harde tyd, nee, waardeur die eerste Christene is. En binne hierdie boek, nou het ons so 'n bietjie al so 'n paar reise gemaak. Ek hoop dit maak al sin. Kom ons vat net weer ons lyn. Laat ek daarom nou nie in die slaap begin praat nie. Waarsku my tog as dit gebeur. Ek weet nie wat ek daaraan moet doen nie, maar waarsku my. Paulus, ek gebruik altyd die voorbeeld van Paulus. Dis my tog so mooi in Handelinge 20. Onthou jy, daai jong man wat daar in die slaap raak as hy preek in Troas. Dis my interessant, Paulus preek die jong ouens aan die slaap, maar die ander ouens byt vas. En dan val hy ouetjie daar by die venster om 3 verdiepings mors dood. En dan sê Paulus, niemand gaan dood, ek preek nie. Hy gemaak om net daar lewendig en dan gaan preek hy verder. Is tog pragtig. Ek kan dit ongelukkig nie waarborg nie. Ons is terug by ons lyn. Openbaring is 'n verhaal oor Jesus wat gewen het, oor God wat in beheer is. Dis 'n verhaal wat afspeel die eerste keer vir Christene wat hulle werk verloor, hulle lewens verloor, nie meer hoop het nie. Die Here sê vir Johannes, kom ek wys jou Johannes, dan vertel jy vir my kerk van alle eeue, begin by die eerste eeuse Christene wat doodgaan, wat deur Nero vertrap en aan die brand gesteek word, wat voor keiser Domitianus weier om te buig en wat hulle werke verloor en vreemdelinge is en rondswerf, gaan wys vir hulle, ek het gewen. En gaan vertel het dat dit my kerk van alle eeue dit kan hoor. Nou gebruik Johannes beelde, ons is terug daarna. En ons het al vir mekaar gesê, hoekom gebruik hy beelde? Omdat hy oor God moet praat en hy nie die taal het om dit te doen nie. Johannes is verleë, hy het nie genoeg woorde nie. Hy moet God se visioene bekend maak. En daarom gaan Johannes en hy gaan leen by die Ou Testament, die grootste gros van sy beelde. Die meeste van sy taal. Ek wil gou vir julle 'n paar voorbeelde gee. Openbaring 5 vers 6 sê dat Jesus die lam is, die geslagte lam. Hy sê, ons gaan nou kyk, hy stap in die hemel in. Hy sien God op sy troon. Hy sien in hoofstuk 5 ons Here Jesus in die hemel inkom. Nee, hy hoor een van die hemelse kerk sê vir hom, Johannes, die leeu uit die stam van Juda het gewen.
En dan kyk Johannes, hy soek hy leeu en dan sien hy 'n lam. Hoor u, dis beelde. Johannes sê nie hy het letterlik 'n lam gesien nie. Johannes gebruik beelde. Hy sê vir jou ek gebruik 'n beeld. Terloops, hy doen dit baie keer. Hy in hoofstuk 19 dan sê hy die kerk van die Here is die bruid en die genooides. Hy sê mos vir jou ek gebruik 'n beeld. Moenie hom letterlik lees nie. Hy sê vir jou ek gebruik beelde. Hy sê vir jou in hoofstuk 7 die Here se kerk is 144,000. Net daarna sê hy maar in realiteit is hulle ontelbaar baie. Hy sê vir jou ek gebruik beelde. Maar waar kry hy sy primêre beelde? As hy praat van hy soek 'n leeu en hy sien 'n lam. Wie is die leeu? Dis die tradisie van koning Dawid. Koning Dawid is mos die leeu uit die stam van Juda, maar die Messias is die ware leeu. En hy sien 'n lam. En nou weet elke Israeliet van Eksodus 12 se dae af, van die paaslam wat geslag word, waarvan die bloed aan die kusyne redding bring. Daarom gaan leen Johannes as hy praat van Jesus as die lam hierdie beeld by die Ou Testament, by die offerlammers, by Christus as die groot paaslam wat vir ons geslag is. Moet dit dus nie letterlik lees nie. Hoofstuk 5 vers 7, dis die punt. In Openbaring 5 vers 7 sê hy, Jesus het 7 horings en 7 oë. Dan sê hy vir jou, moenie die 7 oë letterlik verstaan nie. Die 7 oë is die 7 geeste van God. Johannes sê, asseblief, moenie dink ek het 'n lam gesien met 7 oë nie. Moenie dit letterlik verstaan nie. Ek is verleë, ek sien die magtige Here Jesus en ek het nie taal nie. Wat moet ek doen? Ek gaan leen beelde. Ons sal praat oor die 7 oë. Die 7 horings is 'n beeld uit Jeremia uit, van krag, uit alle mag. Hy is die Here, hy het die mag, hy is die een met die horings van krag. So Johannes se verleentheid word partykeer die geleentheid tot chaos met Openbaring. Want mense hierdie beelde letterlik lees. En dan is ook nie konsekwent nie. Party ons van die 144,000 letterlik soos Jehovah getuies, maar die res nie. So 'n mens moet konsekwent God se woord reg uitlê. Vat byvoorbeeld ek het nou net daarna verwys, die 144,000. Ons sal dit nou in detail vir mekaar 'n bietjie bespreek as ons daar kom. Maar hy sê vir jou, hy sien 144,000 mense wat gemerk word, God se volk. En net daarna sê hy vir ons in vers 9, is 'n ontelbaar groot skare. Hoor u? Hy gebruik beelde. En hy sê vir jou, moenie dit te letterlik lees nie. Verstaan my verleentheid. Ek het nie woorde nie. As ek 144,000 gebruik, ons sal nou die simboliek daarvan verstaan. Sien die simbole. Ek het vir u verwys na Openbaring 19 vers 7 tot 9, waar Johannes sien, daar's 'n troue in die hemel, dis die kerk. En dan sê hy die kerk is tergelykertyd die bruid en ook die genooides na die huwelik. As jy dit letterlik lees, is dit chaos, want jy kan nie die bruid en die genooides wees nie. Dis onmoontlik. Moet dus net die beeld vat vir die betekenis en dit nie te letterlik detail lees nie. Dis waar baie chaos met Openbaring aangaan. Ouens probeer speel en droog maak met hierdie beelde. Dis nie skrif uitleg nie, dis skrif inleg. Nou as ek in die Bybel wil inlees, kan ek enigiets inlees. Ek glo ek is met skrif uitleg besig. Ons vat die woord en ons lê uit die woord uit. Maar as ek iets wil inlees, dan kan ek maak soos die ene kerkvader wat toe hy gepreek het oor Noag. Hy sê toe Noag daai duif so uitstuur, toe tel hy so die vere. Toe sien hy daar's 14 vere en dis die 14 ampte. Hy sê daar's so 5 stertvere. Dis of die 14 gawes, nie die 5 stertvere, dis die ampte wat hy so sien. Nou klink vreeslik mooi, mens kan selfs 'n traan wegpink. Maar dis nie skrif uitleg nie. Dis skrif inleg. Of nou eendag sit ek in 'n kerk en ek die dominee lees en hy vertel van Abraham, toe Abraham sy kind het Isak, toe gee hom hierdie pragtige naam Isak. Weet jy wat dit beteken Isak? Hy het gelag. Toe sê hy, weet jy, toe Abraham daai babietjie so kyk met hierdie mooi mollige wangetjies, en daai babietjie so vir hom lag, toe sê hy vir Sara, ek het die naam, dis Isak, Jitskak, hy het gelag. Is dit waar? Is dit 'n goeie, dit klink vreeslik mooi. Mense het na die tyd vir my gekom en sê, "Haai, weet jy, ons sal tog meer na ons kinders moet kyk voor ons hulle name gee." Dit het die mense geroer. Toe sê ek, maar dis baie mooi, maar dis nie skrif uitleg nie. God se woord sê vir ons hoekom moes Abraham vir Isak noem. Gaan lees Genesis 17. Dis omdat Abraham vir God gelag het toe God gesê het Sara sal 'n kind hê.
Hy het vir God gespot. Hy het gesê, Here, is onmoontlik. Ek sal maar Ismael as my slavin vir u gee, om u uit die verleentheid uit te help. U kan tog nie vir 'n vrou van 90 'n kind gee nie. Kom ons wees net realisties. Toe sê God van, kom ons wees realisties. Sy sal 'n kind hê, want ek is God. En om jou te herinner dat jy vir my gelag het, sal jou kind Jitskak noem. Om jou te herinner, mens moet nie vir God lag nie. So daar's niks vroom van mollige wangetjies nie, dis 'n herinneringsteken aan Abraham, om te sê, moenie God onderskat nie. Jy verstaan, ons moet die woord uitlê. As ons iets in die woord wil inlees, dan hoef ons nie vanoggend by mekaar te wees nie, dan kan ons elkeen gaan maak wat ons wil. En ek dink dis wat baie mense inderdaad met die Bybel doen. Hulle maak wat hulle wil. Ek het Vrydagoggend so 'n radioprogram op Kansel, 8:00 tot 8:30, verstaan jy wat jy lees. En dit gaan oor die uitleg van die Bybel. En so een keer 'n maand doen ons dit lewendig. Dan kan ouens ons kan inbel en my enigiets oor die Bybel vra. Ek het 2 ateljeegaste ook. Dis nogal 'n bietjie verskriklik. En ek sien altyd, dan sê ouens, nou die dag het 'n ou weer vir ons gesê, ag, die Heilige Gees sê sommer vir hom so in die loop. Sê ek, sjoe, ek is so bly. Ek moes maar 13 jaar sit in Dominee Sarel, ons moes maar sit en leer, en vandag nog. En terloops, ek dink dis wat die woord sê. Mens moet die woord oordink, dag en nag, en hom bestudeer, dag en nag. En die Heilige Gees maak die woord oop. Maar broers en susters, as ons die woord uitlê, dan moet ons God se woord volgens die eie riglyne van die woord uitlê. Hier sien ons dit in Openbaring. Ek wys jy dis die heeltyd binne in Openbaring om hom uit te lê. En ek gebruik die skrifbeginsel van die Reformatie, dat die Bybel homself interpreteer. Ek gaan die heeltyd skrif met skrif vergelyk. Ek gaan vir die heeltyd wys, as ek 'n stelling maak uit Openbaring, hoe die res van die Nuwe Testament of Ou Testament dit ook sê. Ek wil graag vir julle gou wys, hoe belangrik dit is om sê nou maar net Openbaring 13 vers 16 te verstaan. Openbaring 13 vers 16 is daai bangmaakteks van die dier wat gekom het in die 666 op mense se voorkoppe en op hulle regterhande skryf. En niemand kan koop of verkoop behalwe die wat die merk van die dier het nie. Nou die dag stuur ouens dit vir my aan, dalk het u dit ook gekry, ek het min of meer so 200 gekry, van hierdie e-posse wat sê, uiteindelik is Openbaring 13 vers 16 vervul. Daar's nou ouens wat 'n rekenaarskyfie ontwikkel het, wat onder jou handpalm ingeplant gaan word. En dis sien daar, dit staan in Openbaring 13. Broer en suster, kom ons gaan kyk, waar kry Johannes hierdie beeld? Kom ons gaan kyk. Blaai saam met my na Eksodus 13 toe. Eksodus 13 vers 9. Dan wil ek net vir julle wys, dat Johannes hierdie beeld uit die Ou Testament gaan op. Johannes het dit nie gaan kyk na Bill Gates se tegnologie en na rekenaarskyfies nie. En ek is seker die ouens van die eerste eeu sou vir hom gesê het, as hy vir hulle gesê het, dis rekenaarskyfies. Sou vir hom sê, Johannes, gaan asseblief ver weg vir 2000 jaar. Moet net nie naby ons wees nie. In hoofstuk 13 van Eksodus word vertel dat die Israeliete die Paasfees moet vier. Dan hoor ek in Eksodus 13 vers 9, die fees, die Paasfees, moet vir julle wees soos 'n teken op die hand of 'n merk op die voorkop, sodat julle altyd sal getuig dat die Here hom aan julle geopenbaar het, want dit is met sy groot mag dat hy julle uit Egipte bevry het. Waar moet die Paasfees as dit ware geskryf word, vers 9, die fees moet vir julle wees soos 'n merk op die voorkop en die hand. Waar merk hierdie anti-christelike mag mense? Op hulle voorkop, Openbaring 13, op hulle voorkop en op hulle hand. Net in dieselfde hoofstuk. Hoofstuk 13 vers 16, sê God vir die Israeliete, julle moet julle eersgebore kinders, diere, graan aan my wy. Onthou hier, die wyding van die eersgeborenes. Vers 16. Soos 'n teken op die hand en 'n merk op die voorkop, moet dit julle daaraan herinner dat die Here ons met groot mag uit Egipte bevry het. Waar moet die die eersgebore, die Israeliete moet so offer aan die Here bring. Hierdie offer moet soos 'n merk op die voorkop en op die hand wees. Is dit 'n letterlike merk? Nee, dis 'n simboliese merk. As julle 'n offer bring om julle eersgeborenes aan my te wy, dan moet dit vir julle wees soos 'n merk. Moet die Paasfees op Israeliete se koppe ingebrand word? Nee, elke jaar as hulle die Paasfees hou, moet dit hulle herinner, soos op hulle voorkop, en hulle hande, hulle moet dit doen. Ek moet elke jaar die Paasfees doen, en ek moet elke jaar terugdink. So die merk op die voorkop, en op die regterhand is 'n sinnebeeldige merk. Sien jy dit in die Ou Testament? Hier sien jy dit, né? Nog een voorbeeld, Deuteronomium 6. Dis waar Johannes dit gaan leen.
Deuteronomium 6. Pas in hoofstuk 5 van Deuteronomium het God se wet na die Israeliete toe gekom, die 10 gebooie. Hoofstuk 6 hoor ek, my Bybelblad se 196, vers 6. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Hoor nou vers 8. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande. Dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en jou stadspoorte. Waar moet die wet van die Here wees? Vers 8. Op jou hande en op jou voorkop. Bedoel dit ek en u moet elke oggend soos opstaan die 10 gebooie op ons handpalm skryf en as jy my gou wys net gou vir my hande, ek dink nie jy het nie. Of hier op ons voorkop moet ons gou die 10 gebooie skryf elke oggend? Nee, dit moet in ons gedagtes wees en in ons dade. Praat met jou kinders, doen dit, skryf dit op jou stadspoorte, bedoelende, leef die wet, leef die wet. Hier gaan al Johannes, daar's nog so 'n konteks in die Ou Testament, ek net vir 3 gaan uithaal. Waar kry Johannes dus die idee dat die Satan mense merk op hulle voorkop en op hulle regterhande? Hy gaan haal dit uit die Ou Testament. Broer en suster, mis jy hierdie kardinale stukkie inligting, maak jy mense doodbang. Ek weet hoeveel ouens wou al by verkiesings, onthou jy in die ou dae, dan sit hulle hierdie pers dingetjie op jou hand, sê ons nee, dis die merk van die dier. Sê ek, ag, jy was dit net na die tyd af. Daar gaan die dier. Prof Marie Jansen het al gesê as die duiwel nou so dom was, nê. Dan het ons maar net gegaan en sê stempel, hou ons die duiwel heeltyd besig. Maar broer en suster, dit gaan oor dat die duiwel beslag lê op mense se lewens, op hulle denke en op hulle dade. Wie sien jy dra die merk van die dier? Hy merk alle mense terloops. Staan in Openbaring 13 vers 16. Nie die wat rekenaars en rekenaarskyfies het. Hy merk alle mense, universeel, klein en groot, ryk en arm, slaaf en vry. As dit waar is dat dit net rekenaarskyfies is, dan moet ons asseblief in Afrika bly en die tegnologie keer, as die anti-kris ons niks maak nie. Ek sê altyd vir die ouens daar in Amerika as ek daar kom, veiligste plek om die anti-kris te vermy is hele klomp reg is Afrika. Ons het nie daai tegnologie nie. Maar as jy dink, die Satan is so naïef, verstaan jy van die duiwel niks. Hy merk alle mense, maar daarna lees jy in hoofstuk 14 en dit lees die meeste mense mis. 14 vers 1 en 2, toe het ek die lam op die Sionsberg sien staan en by hom sy 144.000 en sy naam en sy Vader se naam is op hulle voorkoppe. Wat doen die Here Jesus? Hy skryf ook op sy mense 'n merk. Wat doen die Satan? Hy sit op sy mense 'n merk. Wat gebeur met mense wat die Satan se merk het? Ek hoor in hoofstuk 14, die wat die merk van die dier aanvaar, moet God se oordeelsbeker drink. Wat hoor ek in hoofstuk 20? Die wat die naam van Christus op hulle voorkop het, kry die ewige lewe. Hoor u dus, hierdie merk is 'n baie maklike verklaring. Net Openbaring se regte sleutels gebruik, want gelowiges word gemerk, ongelowiges. Dis maar net 'n aanduiding na watter weermag veg jy. As jy Satan se merk het, veg jy in sy weermag. As jy Jesus se merk het, veg jy in sy weermag. Net terloops, Paulus gebruik dieselfde beelde. Nou tyd om daarby stil te staan nie, maar jy kan gaan kyk in Efesiërs 1. Paulus sê ons is deur die Heilige Gees verseël. Heilige Gees verseël gelowiges. Presies dieselfde beeld as wat Johannes gebruik. Paulus sê die Heilige Gees verseël God se eiendom. Johannes is ook lief in Openbaring, ons gaan terugkom daarna toe, is deel van sy beelde, om getalle te gebruik. Hy is baie lief vir getalle. En ook edelgesteentes, ons kom daarby. Kom ons gaan kyk vinnig, en ek gaan dit redelik vinnig doen, broers en susters, hoofstuk 1 tot 3. Ons het ook nou nie 10 jaar tyd nie, en Paulus kon nou miskien deur die nag gepreek het, maar ek is seker, jy gaan nou nie so bly wees as ek die vat tot vannag nie. Ek gaan hoofstuk 1 tot 3 in 'n neutedop doen, baie kursories. Die gedagte is eintlik om by die Openbaring self te kom, by hoofstuk 4 tot 22. Ek gaan vir net 'n paar riglyne gee, kortliks. Ons gaan nog so 20 minute besig wees, dan gaan ons so 'n bietjie bene rek. Is dit nog reg? Kan ek so 'n bietjie ekstra oktaan nog kry by u? So daai laaste radverwisseling. Ek weet 'n mens se kop moet nog so 'n bietjie raak so 'n bietjie moeg. Toe my een dogtertjie so klein was, het sy altyd gesê, het sy my een keer gesê toe ek gepreek het, toe kyk sy my so, toe sê sy, "Pa, jy preek my oor 'n pap." So
Mense hoor dit uit die mond van die suigelinge. Kinders het dit al vir my baie gesê. Ek het al vertel, ek preek een keer hou ek 'n Pinksterreeks daar hier in die weste kant van Pretoria en so een ouetjie kom die derde aand by my en sê oom, jy het my nog elke aand in die slaap gepreek. Ek staan hom so kyk en die ouetjie dink is 'n mooi ding wat hy vir my sê. Sê mos nie vir sulke goed vir 'n dominee nie. Hoe moet ons nou voel? Mens kan dit na die tyd sê of agter die dominee sê, maar dis van die goed wat jy agter die dominee se rug sê. Nee, ekskuus, nee, sê maar. Johannes is op Patmos en hy ontvang die visioen, Openbaring 1. Op die dag van die Here. So lees ons. Ek haal net vir julle 'n paar riglyne uit. Die dag van die Here, die Sondag. Vroeë Christene kom op Sondag bymekaar. Daar's 3 tekste, daar gee ek dit vir in die Nuwe Testament wat dit sê sommer vir interessantheid. Handelinge 20, juist daar waar die jong man doodgaan, waar Paulus hom lewendig maak. Op die Sondag kom die Christene bymekaar. 1 Korintiërs 16 sê Paulus vir die Christene om op die Sondag hulle geld op sy te sit vir die armes. Dis wanneer hulle bymekaar kom. En op die dag van die Here, die Sondag, bid Johannes. Dit is vir ons baie duidelik dat die vroeë kerk baie gou die skuif gemaak het van die Sabbat, Joodse Sabbat, Vrydag aand 6uur tot Saterdag aand 6uur. Christene vier die Sondag, die eerste dag, opstandingsdag. Johannes kyk om te hoor wie dit is wat met hom praat. Daar's 'n fenominale mooi beskrywing van ons Here Jesus in hoofstuk 1. U moet gaan kyk, dis die lewende Here, Christus wat aan hom verskyn. Ek het nie tyd of nou die ruimte om saam met in detail by die beelde stil te staan nie, maar ons sal van dit weer optel. Belangrik net dat Jesus so die magtige hoë priester is, die een is wat in sy regterhand vers 16 die 7 sterre vashou. En ons gaan sien dat die 7 sterre, daar vertel Johannes vir ons as 'n beeld. Kyk maar net na vers 20. Dit's die verborgde sterre van die 7 sterre en van die 7 lampe. Die 7 sterre is die leraars en die 7 lampe is die 7 gemeentes. Dit is vir my aangrypend. En ek dank die Here altyd as ek hier by Morletta Park is om te sien dat die Here sy leraars in sy handpalm vashou, want ek beleef dit hier. Wat 'n wonderlike leraarspan, manne en vrou van die Here, wat ek kan sien in die Here se handpalm is. Die Here hou sy leraars in sy regterhand. Let terloops op, as jy Openbaring lees, hoe baie keer regterhand genoem word. Nie hand nie, regterhand. Dis mense reinhand, jou doenhand in die Bybelse tyd. Tog nooit 'n linkerhand nie, tog nooit 'n oosterling as jy hulle woedend wil maak met 'n linkerhand vir hulle uitsteek. Of iets met 'n linkerhand vat, jy doen alles met jou regterhand. En Christus hou sy kerk, hy stap tussen sy 7 gemeentes rond, hy's in die hart van sy kerk en hy dra sy leiers in sy handpalm. Ons sien die heiligheid van Jesus, die oorwinnaarskap van Jesus, die een wat alle mag het. Vers 17 en 18. Hy het die sleutels van Hades, die doderyk. Die doderyk is 'n verskriklike plek. As jy soheen toe gaan, is een ding wat ons moet weet. Daar's net een manier ons by die doderyk uitkom en dit is as ons dood is. Dis nie 'n ander manier nie. Ons gaan hierdie lewe nog morsdood verlaat. En dan staan die Here Jesus by Hades se hekke en hy vang jou. Hy tel jou oor na die lewe. Dis wie Johannes sien en hy val soos 'n dooie aan sy voete neer. Jesus wat alle mag het. En dan kry hy 'n opdrag om te skrywe aan die 7 gemeentes, hoofstuk 2 en 3. Almal in Klein-Asië. Broer en suster, die 7 gemeentes gaan ek vir u die struktuur gee van hierdie 7 briewe en dan gaan ek net 1 of 2 net kursories aanraak. En dan kan ons hoofstuk 4 mee begin. Die struktuur van al 7 hierdie briewe. Jesus sê vir Johannes skryf. Dis vir my tog pragtig. Ja, God praat, maar partykeer skryf God. Is dit nie mooi nie? Ja, hy praat direk met sy profeet, maar hy sê skrywe vir my gemeentes 'n liefdesbrief. 'n Huisbesoekbrief. En vertel, al 7 briewe wat nou hoofstuk 2 en 3 volg, het presies dieselfde struktuur, maar hulle inhoud verskil. Al 7 begin met 'n ontvanger. Skryf aan die gemeente. Nou letterlik of aan die leier, die leraar. Letterlik staan daar in die Grieks die engel, die angelos. Angelos, die Griekse woord kan vertaal word as 'n engel of as 'n gestuurde. Die 53 vertaling het gekies vir engel, 83 vertaling het gekies vir die leier. Dit wys hoe moeilik is vertaling, want albei is moontlik. Albei vertalers kies maar.
So moenie sê die 53 vertalings reg en die 83 is verkeerd of andersom nie. Die konteks lyk dit die duidelikste dat die gemeente leraar is, want Christus hou nie sy engele in sy regterhand nie. Die engele in Openbaring is altyd rondom Jesus en rondom God. Hy hou nie engele vas nie, want dieselfde wat hy in sy regterhand vashou, die 7, is aan hulle wat hy nou skryf, so dis die leiers, dis die Here se geestelike leiers met wie Jesus praat. En tweedens is daar elke keer 'n bekendstelling. Kyk sommer so saam met my. Sê nou maar in hoofstuk 2 vers 8, ek is die eerste en die laaste. 2 vers 12, ek is die een wat die skerp swaard met die 2 snykante het. Vers 18, die seun van God wie se oë soos vuurvlam. Hoor jy, elke keer stel Jesus hom op 'n unieke manier bekend. Derdens is daar 'n bestekopname. Sê nou maar 2 vers 2. Julle het ondersoek ingestel na mense wat voorgee dat hulle apostels is. Vers 3, julle volhard. 2 vers 9, ek ken julle verdrukking. Jesus gee aan die leraar 'n verslag. Weet jy, ek vind dit natuurlik verskriklik interessant. In die kerktradisie, soos ek nou maar dominee was, moes die dominee altyd verslag doen aan die kerkraad. Dit is interessant dat die Here Jesus die orde omdraai. Die dominee is nie die groot verslagdoener nie. Die dominee is die verslagafleweraar nadat Jesus kom huisbesoek doen het. So Jesus kom doen huisbesoek, nie die dominee nie. Jesus gaan deur sy gemeente en sê vir die dominee, kondig oor my gemeente aan, wat het ek bevind toe ek op huisbesoek was. Dit is nogal vir my 'n pragtige, Jesus is presies op hoogte, want hy loop tussen sy kerk rond. En dan staan by elke gemeente 'n oproep tot bekering en tot, of min of meer by elke gemeente, sê nou maar 2 vers 5, bekeer julle en doen weer wat julle gedoen het. Of sê nou maar 2 vers 10, bly getrou. 2 vers 16, bekeer julle, anders kom ek gou na julle toe. So elke gemeente het 'n oproep, of die meeste van die gemeentes. En dan almal sluit dan af op met die woorde, sê nou maar 2 vers 7, en elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees sê. 2 vers 11, elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees sê. Hoor jy, al 7 gemeentes het ook 'n oproep om te luister. Onthou jy terloops ons aardse, toe Jesus op aarde was, het hy ook 'n paar keer gesê, die wat ore het moet luister. Matteus 13 en so voorts. Nou sê die Here Jesus dit weer, as jy ore het, moet jy luister. Moet hoor wat sê die Gees. Ek het huisbesoek gedoen, luister. En dan sluit elkeen van hierdie briewe af met 'n belofte. Kyk maar net, 2 vers 7, want elkeen wat die oorwinning behaal, die boom van die lewe. 2 vers 11, die wat die oorwinning behaal, sal nie deur die tweede dood getref word nie. 2 vers 17, ek sal vir die wat wen, die verborge manna gee, en 'n spierwit klippie met sy naam daarop. Sommige net vir interessantheid, hierdie spierwit klippie, verwys waarskynlik na 'n prys, wat dit 2 betekenisse, dit kan of wees, by baie atletiekbyeenkomste, as die ouens gewen het, kry hulle 'n spierwit klippie, dis soos 'n trofee, met die naam opgegraveer. Of in 'n hofsituasie, as die simbool dat jy onskuldig is, het 'n wit klippie gekry, by die regter, as 'n bewys jy is vrygespreek. Maar daar was mos nou nie al daai rekords nie, so as jy kon sê, hier is my bewys dat ek in die hof gewen het, dat ek vry is. 'n Spierwit klippie, is die teken van vryspraak. Wat sien ons? In hoofstuk 1 tot 3, Johannes is op Patmos. Jesus sê, hier kom groot dinge. Hy verskyn aan hom. Hy sê, Johannes, skryf vir my gemeentes. Kyk, ek het huisbesoek gedoen. Onthou jy waarmee het ons begin? Die beeld op die televisieskerm. Johannes, hier is die skerm, hier is die prentjie. Met respek gesê, Johannes, kom kyk na die televisie. Kom kyk na die 7 verhale van my 7 gemeentes. Johannes, maar nou wil ek hê jy moet saam met my in hoofstuk 4 agter die skerms ingaan, dat jy kan weet, wie's ek? Dat jy vir my kerk kan kom vertel. So ons eerste 3 gemeentes, en sommer net vir interessantheid, net so vir 'n oomblik lekkerte. Kyk net hoe lyk dit vandag, Efese, wat vandag van die best behoude, dis die biblioteek daarvan Celsus, die amfitheater, waarvan u sal lees in Handelinge 19, onthou jy? Handelinge 19 is die groot volksvergadering, Paulus wat preek teen Diana Artemis se tempel, dan is daar 'n groot oproer, dan gaan al die mense na die amfitheater toe, dan sing hulle vir 3 ure, groot is Diana van Efese. En uiteindelik dan moet Paulus na 3 jaar pad gee uit Efese. Dis op hierdie einste amfitheater waar dit gebeur het. Op hierdie einste amfitheater. Dit is sommer net die groot roete, dan sien jy dis alles dele van Efese. Met ons E-kerk se ouens gaan ons volgende jaar so
in Mei maand, so ons het al 'n tweede bus amper vol. Jy kan gaan kyk op die Ekerk se webblad, gaan ons 'n bietjie op Paulus se voetspore stap in Maart maand. Dan gaan ons ook weer hier 'n draai maak. Dis iets ongeloofliks om te sien, Efese. Pergamum, een van die 7 gemeentes wat vandag nog daar staan, die roete. Goed. Broer en suster, kom ons begin by Openbaring 4. Terwyl u so net vir 'n sekonde breek, gaan ek net gou die volgende poeierpunt hier oproep. Dat ek net gou hier op by my volgende stel kom. En ek wil, ekskuus tog, ek is nou te vinnig. Ek wil net by Openbaring 4 en 5 kom. Sy. Ons is by Openbaring 4 en 5. Ons gaan so die eerste 10 minute totdat ons nou so vir so 10 minute gaan breek, gaan ons by Openbaring 4 en 5 begin. Ons het vir mekaar vanoggend gesê, lees Openbaring van begin tot het einde. Ons het vir mekaar gesê, kry die regte sleutels, verstaan die simbole. Meeste van die simbole gaan haal jy die Ou Testament uit. Moenie Johannes letterlik lees nie, hy sê dit vir jou keer op keer. Hy sê vir jou, ek sien in Jesus se regterhand 7 sterre. Die 7 sterre is dit. Ek sien hy beweeg tussen die 7 lampe. Die 7 lampe is dit. Lees hom soos wat hy bedoel. As iemand wat woorde soek om groot nuwe werklikhede te beskryf. Ons is in Openbaring 4. En 'n belangrike sleutel wat ek vir nou moet gee om Openbaring 4 tot 22 te lees is die volgende. Daar's 2 belangrike sleutels, kom ek sê dit saam. Temporeel en ruimtelik. Om Openbaring van nou af te verstaan, en ek dink op die notas is daar so klein sketsie, moet jy verstaan, Openbaring beweeg die hele tyd tussen hemel en aarde, tussen die aksis van die hemelvaart en die wederkoms. Johannes se verhaal speel af tussen die hemelvaart en die wederkoms, tussen die hemel en die aarde. So jy moet altyd vir jou vra, waar is ek nou as ek Openbaring lees? Is ons nou by 'n hemelse toneel of is ons op die aarde? Want Johannes beweeg, hoofstuk 4 is hy in die hemel, hoofstuk 5 is hy in die hemel, ewe skielik hoofstuk 6 kom ons aarde toe, middel van hoofstuk 6 terug hemel toe, terug aarde toe, hoofstuk 7 op die aarde, hoofstuk 8 op die aarde, hoofstuk 9 op die aarde, 10, 11, ewe skielik 'n stukkie terug hemel toe. So ons sal moet leer om te kyk waar is ons? In die hemel of op die aarde. En hy vertel vir ons elke keer van die hemelvaart tot by die wederkoms. Hoofstuk 6 vat ons daai hele hoofstuk deur, van die hemelvaart tot die wederkoms. Hoofstuk 7 vat ons deur, van die hemelvaart tot die wederkoms. Hoofstuk 8 en 9 vat ons van die hemelvaart tot die wederkoms. 10 en 11 van die hemelvaart tot die wederkoms. Hy beweeg jou die hele tyd tussen hemelvaart, wederkoms, tussen hemel en aarde. Dan met klomp inligting, nee. Die kop is nog nie pap nie. Reg. Speak for yourself. Daar's hy. So, Openbaring, as ek net skematies kan voorstel, en dit kan u laat die tyd kry, en jy het dit in elk geval op die notas, dink ek, wat ook vir u ter hand gegee is, dat groot deel van die gebeure speel in die hemel af. Dan sal weer 'n klomp op die aarde. Groot deel vind plaas tussen die hemelvaart en die wederkoms. Klein bietjie. Hoofstuk 7 vat ons aan die ander kant die wederkoms. Hoofstuk 21 tot 22 vers 5 vat ons bietjie aan die ander kant die wederkoms. Dan sien ons hoe lyk ons ewige tuiste. Maar vir die res speel alles af. Hemelvaart, wederkoms, hemelvaart, wederkoms. Goed. En nou, net sommer so om ons in die ding in te bring, 'n paar interessante feite, want ons sal in hoofstuk 4 dit baie raakloop, die woord troon kom 47 keer in Openbaring voor. Ons kan dit vir julle aanstuur op hierdie PowerPoint. Dis die gedagte dat ek daarom 'n klompie ekstra inligting ook weer hier op die oorhoofse skerm vir u gee. Nog 'n interessante feit, die woord lam vir Jesus wat ons raakloop in hoofstuk 4 kom 29 keer in Openbaring voor. Die woord engel, meeste in die hele Nuwe Testament 67 keer kry verwysings na engele in die boek Openbaring. Die woord stem, let 'n bietjie op, stem, die Engelse woord voice, my stem, 55 keer. Die woord groot of hard, met 'n harde stem, 'n groot gedruis, 80 keer. Let 'n bietjie op, met ander woorde, hoe sintuie gebruik word. Dis wat ek graag vir julle wil onder die aandag bring. Die woord sien of kyk, 63 keer. Ek het 'n troon gesien. Kyk, Jesus het verskyn. Met ander woorde, ek hoor, ek sien, ek kyk, ervarings. Die woord hoor,
46 keer in die boek Openbaring. Aan die woorde, 'n harde stem, ek hoor. Jesus verskyn, ek sien. Engele, die troon, die lam. Dan kan jy almos nou klaar gaan sien waar lê Openbaring se beklemtoning. Is nie waar nie. Die woord heilige vir die kerk 12 keer. Gelowiges as heiliges. Die heiliges van God. Goed, sommer net vir interessantheid. Nou Openbaring 4. En van nou af gaan ons 'n bietjie meer met die teks in detail werk. Saam met 'n bietjie die teks net lees. U sal verstaan en begrip hê dat ons tyd beperk is, dat ek nie by alles kan stil staan nie. Vergewe, ek sê dit nou al. Sal aan die einde geleentheid gee vir vrae, dan kan u daar waar nodig is my aandag terugvat na iets toe. Dit begin met 'n geopende deur in die hemel, 4 vers 1. Hierna het Johannes 'n geopende deur gesien en sy hemelreis begin. Waar's die hemel? Toe ek so jong chokkertjie was, hier so in die laat 70's, net toe ons op universiteit gekom het, Dominee Sarel en ek was ook 'n tydgenote daar. Toe was daar sulke gesprekke, ek onthou nog in die ou huisgenoot, waar's die hemel? En die ouens het gesê dis daar of ek onthou hierdie eerste Russiese ruimtevader Yuri Gagarin, hy het gesê hy is nou hier in die hemelruim, maar hy het nie die hemel gesien nie, daar is nie 'n God nie. Die dwaas. Want dis mos wat Psalm 14 sê, is net 'n dwaas wat sê daar's geen God nie. Die feit is, God is nie daar of daar nie. Die hemel is 'n ander dimensie, dis waar God bestaan. En ek kan dit nie aanwys soos wat ons kan sê jy ry soontoe om Pretoria toe te gaan nie. Die hemel is waar God bly. Daarom het Johannes nie nodig om lank te soek nie. As die Heilige Gees as sy toergids kom en hy vat hom, is Johannes onmiddellik in die hemel, want dis waar God is. Dis 'n werklikheid, dis 'n realiteit, maar u en ek kan nie bespiegel oor waar dit is nie. Want ons kan vir mekaar sê waar is Kaapstad en waar is dit, maar die hemel is daar waar God is, dis al wat ek kan sê. Ek onthou Sarel en my se leermeester Prof Johan Heinz het altyd gesê die hemel is net die ander kant. Hy het altyd so gemaak. Is net hier. Is net hier, dis waar God is. Vraag is nie waar is die hemel nie, vraag is wie's daar? Dis waar God is. Nee, waar Jesus is. Die hemel is die beheersentrum van die heelal. En hoofstuk 4 vat ons na die beheersentrum van die heelal toe. Dis die hart van die hart van die hart van die hart. Dis daar waar God op sy heilige troon sit. Kom ons kyk wat gebeur. Johannes sien 'n visie. Hoekom? Wat is die funksie van 'n visie? Net so 'n stukkie agtergrond. Johannes stap in die hemel in, hy sien die Openbaring. Die Bybel het baie openbarings. Wat is die funksie daarvan? Openbaring 5 en in Daniël 7 word baie keer aardse mense in die hemel toegeneem om 'n hemelse visie te sien, om 'n troonsbestyging te beleef. Die seun van die mens in Daniël 7, ons Here Jesus. En Openbaring 5. So ek noem net vir julle vinnig, wat is die Bybelse verskillende wanneer mense in die Bybel hemel toe gaan? Met watter doel? Om God se troonsbestygings of Jesus se troonsbestyging te beleef. Tweedens, interessant, in Psalm 82 lees ek dat die psalmskrywer in die hemel is om te hoor hoe God sy raadsplan bekend maak aan sy hemelse wesens. God staan op in die middel van sy hemelse wesens en kondig sy raad aan. So hoekom sal iemand 'n hemelse visie hê? Om te sien dat Jesus alle mag oorneem. Dis een rede. Nog 'n Bybelse rede om te hoor hoe God sy wil in die hemel bekend maak. So God nooi jou hemel toe om wat te doen? Sy wil bekend te maak. 'n Derde rede, 1 Konings 22, om aangestel te word. Jy kan maar gaan lees in die tekste. Wanneer mense 'n bepaalde bemagtiging kry om vir God te werk, word hulle baie keer na die hemel toe genooi. En natuurlik Hebreërs 12 om te gaan fees vier. Die Hebreërskrywer teken vir ons hierdie nuwe Jerusalem. Hy sê julle het gekom by hierdie nuwe stad waar daar gesing word. Die Hebreërskrywer wys vir ons iets van die hemel om ons harte met vreugde te vul. So dis die funksie van hemelse visioene in die Bybel. Die belangrikste is, daar's nog 'n klompie, om Jesus se troonsbestyging te beleef, om te hoor wat is God se wil. As God jou roep vir 'n bepaalde taak, kan jy dalk hemel toe bring om jou taak vir jou bekend te maak, of net om te gaan fees vier, om voor die tyd 'n smaak van die hemel te hê, 'n voorsmaak. Nou is ons in die hemel, die 24 ouderlinge. Ek lees, as Johannes in die hemel inkom, vers 2, dat daar 'n troon is in die hemel. En ek lees dat op hierdie troon daar iemand sit. Sy voorkoms is soos opaal en karnieul. Dis God. Johannes gebruik edelgesteentes om God se
voorkoms te beskryf. God is so heilig, die suiwerheid van opaal en karniehool. Jy kan later in Openbaring 22 ook lees dat dit ook van die kosbare edelgesteentes is waarvan die nuwe stad gemaak is. Maar dit wil God se heilige voorkoms uitdruk. Daar's 'n reënboog reg rondom die troon, vers 3. Waar in die Ou Testament hoor u van 'n reënboog? Ja, natuurlik, by Noag. Die reënboog van Genesis 9 se wêreld, nê, wat sê God is die verbondsgod. So die reënboog versimboliseer waarskynlik die verbondstrou van die Here. God is die verbondsgod, die heilige wat uitgebeeld word in die edelgesteentes, die reënboog wat die getrouheid, die standvastigheid van die lewende God. En dan reg rondom die troon 24 ander trone. En op die trone daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangetree. En op hulle koppe was daar goue krone. Wie's dit? Wie's hierdie 24 ouderlinge? Broers en susters, daar's 'n paar moontlikhede. Ek noem vir u net die funksie van ouderlinge in die Ou Testament. Ek lees in Daniël 7 vers 9 van trone wat in die hemel reggesit word. Ek hoor in Jesaja 24 en Eksodus 24 dat ouderlinge in die Ou Testament die leiers van die volk is, altyd. Jesaja 24 vers 23 sê vir my. Eksodus 24 is dit die mense wat rondom Moses staan. Dis die volk se leiers, word as ouderlinge uitgebeeld. Ek hoor dat, as ek wil verstaan wie is hierdie ouderlinge, dan doen ek nou 'n goeie ding. Ek probeer soos ons nou vir mekaar sê die teks uitlê. Kom ek gaan kyk net in Openbaring vinnig. Wat doen hierdie ouderlinge? Dan kan ek dalk al die idee begin vorm. Eerstens, 4 vers 4, hulle sit op trone. Hier lees jy dit in die teks. Tweedens, 4 vers 4, hulle het wit klere en het krone op hulle kop. Wat vir ons sê dit is mense wat oorwin het. Stem jy saam? Rein, 'n kroon simboliseer tog oorwinning. Trone sê hulle heers. Hulle kniel voor God en hulle verwyder hulle krone, vers 10. Dan hoor hulle aanbid God. Ek sien van hierdie ouderlinge presies dit wat ons mekaar sê het vers 11, dat hulle aanbid. Ek hoor in hoofstuk 5 vers 5 dat die ouderling presies weet wie Jesus. Johannes staan in die hemel en hy hoor hier kom 'n leeu in. En die ouderling weet presies dis Jesus wat gewen het. So die hemelse ouderlinge weet wie Jesus Christus presies is. En hulle offer gebede aan God. Die hemelse ouderlinge het 'n wierookbak waarin die gebede van die aardse kerk gegooi word. Hulle dra u en my gebede na God toe. En ons hoor in 5 vers 9 en 10 dat hulle nuwe liedere sing. Dis hulle wat voor die troon staan en God aanbid. Ek noem maar vir u so die tekste. Nou, ons het nou 'n klompie kenmerke van ek het vinnig vir daar deur gegaan. Die hemelse ouderlinge, wit klere, krone, aanbidding, dra gebede na God toe, eer die Here Jesus, ken hom. Broer en suster, Openbaring, as ek kyk daar na hoofstuk 21, het ek 'n belangrike sleutel om hierdie beeld te verstaan. Hoofstuk 21 vers 12. Hoor ek dat die nuwe stad Jerusalem, die nuwe stad waar ons gaan bly, het 12 poorte en die poorte het 12 engele en daar's 12 name geskryf op die poorte, die stamme van Israel. 12. Het jy gesien die getal 12? Nuwe Jerusalem is die poorte vernoem na die 12 stamme. Dan lees ek vers 14, die stad se mure 12 fondamente, daar's ook 12 name, die van die 12 apostels. Wat kry ons dus? 12 plus 12 gee vir ons 24. 12 Ou Testament stamme, 12 apostels. Gee vir ons die totale volk van God. Jy sien dit self, Johannes gebruik die simboliek van 12 en 12 en sit dit bymekaar. En wat ons waarskynlik hier het, is die bymekaar sit van die beeld. 12 stamme, 12 apostels gee vir jou 24. Gee vir jou die volkome volk van God wat reeds by die Here is, die Ou Testamentiese en die Nuwe Testamentiese volk van God. Dit korreleer met Openbaring 21. Dit korreleer met hoofstuk 6 wat sê gelowiges is na hulle dood by Christus. Ons sal dit nou sien nadat ons so rukkie gebreek het. Gelowiges is bewustelik by die Here. As jy sterf is jy by die Here. Ons weet by Paulus in Filippense 1 dat as ek sterwe is ek by Christus. Ek hoor dus dat die 24 ouderlinge met hulle wit klere, en dit hoor ek in hoofstuk 6, gelowiges skryf wit klere,
totdat die wederkoms aanbreek in die hemel. Hulle het wit klere aan, kroon, hulle het oorwin. Ek hoor in hoofstuk 5 sing die hemelse kerk, U het ons konings en priesters gemaak en ons sal regeer. Dis die hemelse kerk. Johannes is 'n simbool vir die ganse hemelse kerk. Hy sien dus die Here se geliefdes wat gesterf het, wat by hom is. Dis 'n beeld van die hemelse kerk. Sien God, die Allerheilige, rein. Ons sien die hemelse kerk, die 24 ouderlinge. En ons Here Jesus sê dit ook in Matteus 19 vers 28, dat sy apostel sal op die trone sit en oor die nasies regeer. Dis 'n bekende beeld in die Nuwe Testament. Daarom, die hemelse kerk, 24 ouderlinge. Ons is besig om in die hemel in te stap, geliefdes. En op hierdie punt dink ek, moet ek voor ek die 4 lewende wesens vat, net so 'n oombliekie verpoos. En dat ons net so 'n bietjie ons bene rek en ons koppe rek, dat ek ook net my stem weer terugkry. Kom ons breek net tot so 25 voor, is dit reg? Ons het nog 'n bietjie werk om te doen, so u sal verstaan as ons nou nie te lank is nie. Kom ons breek so rondom 10, maksimum 15 minute. So 25 voor op die laaste, dan sluit ons aan by die 4 lewende wesens in die hemel. Want onthou, ons is in die hemel, ons moet nie te lank op die aarde nou wees nie.